Ons kom vandag by die tweede getuienis deur Paulus, waar hy vertel hoe sy lewe verander het. Handelinge 23 vers 11 volg op 'n verskriklike dag. Daar was soveel verdeeldheid en onmin tussen mense oor die verkondiging van die evangelie deur die disippels, deur Paulus, en dit was sekerlik vir hom 'n verskriklike dag. En ek dink die nag was net so hard, net so swaar, net so moeilik. Miskien het hy daardie nag eintlik nie eers geslaap nie, want ek lees in vers 11 van hoofstuk 23. Daardie nag, dis die nag na alles wat gebeur het die Here by Paulus gestaan en vir hom gesê: Hou moed, hier in Jerusalem het jy vir my getuig. So moet jy dit in Rome ook nog doen. Weereens die Here Jesus aan die woord na sy hemelvaart. Paulus moet hoor, Jerusalem was 'n regte plek. Jy het goed gedoen. Jy het my hier verteenwoordig. Jy het my woord hier verkondig. En jy het swaar gekry hier. Dit is waar. Maar nou wil ek vir jou sê, jy moet nog aangaan Rome toe. Jy gaan hierdie dinge oorleef, want ek het jou verder nodig. En hierdie getuienis, Lukas het dit aangeteken deur Paulus, was 'n bevestiging dat die hand van die Here op hierdie man se lewe was. As ons nou die geskiedenis hierna verder gaan nagaan, gaan jy sien hoe dat Paulus die evangelie verduidelik het in verskillende geskrifte, hoe dat hy onder andere Romeine geskryf het en andere, en dan kom ons tot die besef. Die Here het 'n plan gehad met hom. Hy moes nie net in Jerusalem bly nie. Daar was andere wat daarmee moes aangaan. Die opdrag dat hy na die heidene toe moes gaan, dat hy verder moes gaan, word ook in hierdie getuienis bevestig. En ons, ek en jy, pluk vandag werklik die voordeel van hierdie nakoming van die opdrag, van hierdie getuienis. Want ons het die Bybel, wat die Nuwe Testament bevat en wat eintlik grootliks deur Paulus neergeskryf is. En as ons dit net waardeer, jy weet, ek en jy het nie nodig gehad om al hierdie ellendes deur te gaan, om hierdie wonderlike geskrif in ons hand te hou nie. Hy het dit gedoen. Maar ons pluk die vrug ook daarvan. Ons is so bevoorreg. Ek wonder of ons dit altyd geniet. Ek wil net byvoeg, om vandag 'n getuie vir die Here te wees is eintlik so 'n groot voorreg. Dit is eintlik soveel makliker, want ons het rekenaars, ons het selfone waarop die boodskap, die evangelie en die hele Bybel op kan wees en ander tekste wat ons wil of geskrifte wat ons bymekaar wil maak. En dit is so maklik om hierdie goed te hê. Andere, soos byvoorbeeld Matthew Henry, moes 'n baie moeilike pad loop om 'n goeie kommentaar te lewer wat ek en andere bedienaars van die woord graag gebruik. Kom ons doen. Kom ons wees getuies van dit wat die Here vir ons gesê het. 'n Getuienis is iets wat gebeur nadat dit gebeur het. Loop mooi.